Goeiemôre, goeiemôre, good morning. Altyd 'n lied in die hart, Ja, Pieter Koen. verseker. Dinsdagoggend was nog nooit so lekker nie. Dis 'n nuwe maand, dis 'n nuwe jaar, amper sê ek jaar. Dis 'n nuwe maart. Kyk, jou energie is aansteeklik. Stem nie saam met my nie, Rosie? Absoluut. Ja. So ons is baie dankbaar. Ek sê vir julle nee, as julle nou moet instap by 'n studio soos hierdie en jy werk saam met sulke amazing kollegas, dan gaan Ja. jy 'n huppel in jou stap hê. Lekker, lekker, Pieter. Wel, daar is baie om na uit te sien in vandag se program. Is julle gereed daarvoor? Ja, propvol 'n oggend. propvol spyskaart wat wag. Goed, as jy 'n ouer is wat droom van 'n huis vol boekwurms, ons gesels later met Tina Cowley oor hoe om jou kinders lief te maak vir lees. Arnold kuier saam met die 11-malige Suid-Afrikaanse supermoto kampioen Brian Capper. En natuurlik maak ons ook tyd vir finansies, saam met ons gunsteling man van finansies, Thys van Sail. Ons hoor ook hoe metal val mure omskep en gesels oor die IFA Crafted erfenisversameling wat inheemse vakmanskap vier en nuwe geleenthede skep. Daar's ook teaterpret met die skreeusnaakse klug, my boetie se sussie se ou, en later maak Armand Steenkamp die ateljee warm met sy nuwe enkelsnit, Rieks met sy triks. Ring ching ching sê die wasmasjien. Ek en Armand gaan lekker kuier. Ek kan nie wag dat hy hom net so 'n bietjie gooi en dan moet hy nou nog 'n Makrolandse aksent op gooi. Nee broer, jy verstaan nou, verstaan. Hy sê nogal vanmôre vir my, hy dink jy wat Elsa is, Ja. sou ook baie trots gewees het as ek eintlik 'n bietjie vroeër aan Tina Cowley se deure gaan klop het, want partykeer met die uitspraak van my woordjies en hierdie dinge dan toe maar dan staan jy. Ag, Pieter, jy is baie hard op jouself. Hy is, nee, elke dag is 'n leerdag. En hy gaan die mense nou laat dink dat ek nou, ek weet nie, een van hulle So juffrou kwaai is hier juffrou agter die is, ja. skerms. Sy's niemand anders as 'n juffrou as ons juffrou. Hou julle van misdaadreekse? Ja, wanneer ek tyd kry daarvoor, dit hang ook maar af, nê? Nee? Ja. Kyk, ek's een van daai sensitiewe kykers. O, is jy? Ek is. Okay. So ek is mal oor true crime en Ja. daai tipe goed, maar ek het ook as kind op hoërskool CSI alles gekyk. Ja. CSI Vegas, Miami, al daai plekke. Wel, daar kry julle die Jy kry baie antwoorde en dinge mos maar met die ja, Dis presies. vir my lekker. daar in sulke reekse nê, kry hulle die forensiese uitslae binne Ja. minute terug. 10 minute later. In die werklikheid, hoe werk dit eintlik hier by ons? Daar's 'n ernstige krisis by die Suid-Afrikaanse Polisiedienste Forensiese Laboratoriums. Daar is 'n reuse agterstand van meer as 41,000 ballistiese sake, sure. te min personeel en verouderde toerusting. Tydens getuienis voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek is erken dat druk om vinnig te werk soms beteken kwaliteit lei daaronder. Dit lei tot vertraagde geregtigheid, moontlike foute in bewyse en selfs die risiko dat skuldiges kan wegkom of onskuldiges verkeerdelik skuldig kan bevind word. En dit is eintlik regtig 'n ernstige probleem. Ja. Want mens dink aan die misdaad en die verskillende goed wat in hierdie land gebeur. Sê nou jou huis word beroof, nê? Hulle neem vingerafdrukke, but the reality is you are never going to get that stuff back first of all, and 10 to 1 the criminals are not going to be caught because there's so much bigger crime that needs to be addressed. But if even like the fingerprint system and there's no, daar is nie soos in al hierdie reekse, dan sien 'n mens nou in Amerika, they've got that the fingerprints thing, and if you've committed a crime before, they can track you, if you've got a record, all of that database en stuff. alles. We don't seem to have a system like that, and I don't know if it's possible for it to get fixed. En ek dink die groot bekommernis hier is die feit dat dit nie 'n nuwe probleem is nie. Hierdie probleem is nou al vir jare 'n krisis eintlik, Ja. as 'n mens dit so kan opsom. En ek dink net op die einde van die dag beïnvloed dit soveel ander aspekte ook, jy weet. So dit is nie net daai spesifieke afdeling of so nie, maar dit het ook dan nou 'n impak op geregtigheid wat moet geskied Presies. eintlik ten laaste. Presies. Ek gaan duiwels advokaat wees en sê, Ja. binne in ons regering is daar soveel crime om te stop en uit te sorteer. Hoekom sal hulle nou 'n plan wil maak om dit wat op straatvlak gebeur? Maar dit is ook vir my verstommend as 'n mens kyk na die polisiediens, hoeveel polisie
dienslede het eintlik sake wat aanhangig is of kriminele rekorde. Like, what are we dealing with here? Anyway, Dis 'n reeks op sy eie, Rasie. dit is. Reeks op sy eie en ek wil net sê dit is absoluut net hoe ons daaroor dink en daaroor voel. Luister, al gehoor van mense wat nou in oosterse lande en goeders dalk met wat se drug trafficking en goeders gevang word en so aan. Maar nou ja, Suid-Afrikaners tans in aanhouding in China oor iets heeltemal anderste. Okay. Ja. Luister mooi, hy's Daar kom die brilletjie. kyk, nou lyk ek slim, nou lyk ek baie slim. 'n Suid-Afrikaanse onnie is in aanhouding in China nadat hy 'n vrou raakry. François van Sail de Kok is 'n Suid-Afrikaanse onderwyser van Johannesburg wat in China gewerk het en hy is daar in Wuhan in aanhouding nadat hy glo per ongeluk 'n 67-jarige vrou met sy bromponie raakgery het. Sy is later aan haar beserings oorlede. Hy staar moontlik 3 tot 4 jaar tronkstraf in die gesig terwyl die familie van die oorledene 'n groot skadevergoeding eis. Sy familie in Suid-Afrika probeer geld insamel en onderhandel vir 'n ligter vonnis. Kan jy dit nou oor vertel? That sounds like an absolute nightmare. First of all, I don't think if I had a choice of where I was going to be incarcerated, that any of the Eastern countries would be somewhere where I would want to be. And if it was an accident and they can't prove that he was negligent or that it was his fault that he did it on purpose, like they've got to make some kind of allowance for that, surely. Ek dink dit is enige iemand se grootste nagmerrie. Presies. Jy weet. Veral as jy in 'n vreemde land is, want 'n ou ken nie regtig. Jy's bewus van reëls en regulasies. Ja. Jy weet deur in die middelvlak van okay, ek mag nie doodmaak of dit en dat watter land jy ook al is nie, maar ander lande se toepassing daarvan is soveel strenger of nie. En Ja, dit is ek veral wonder- in China. Ja. Kyk, 'n mens kan nie ek weet nou nie 'n mens moenie dit noodwendig bevraagteken nie, want ek sal graag wil weet wat die res van die storie ook behels. Presies. Veral iets soos die lisensie, verstaan jy? Ja. Het jy die persoon 'n lisensie gehad om met daai bromponie te ry? Ja. Pita, die ander woord vir bromponie is poegie. 'n Poegie. Ja. 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 Nee, maar dit is 'n ernstige storie, ek bedoel, 'n tragiese storie. So ek sal net graag wou geweet het, verstaan jy, of hy die lisensie gehad het, want ek dink in sommige van hierdie lande is dit nie noodwendig nodig nie en jy kan met daai bromponies rondbeweeg. Ja. Het jy al in 'n vreemde land, in 'n buiteland bestuur? Bestuur nie. Hoe voel dit nie. vir julle? Nog Nee, nog nooit. Ouens, Jy het al. dag 3 in Amerika toe sit ek op die highways daar in Texas. Ja? En maar ook as jy in plekke soos Thailand is met die bromponies en almal wat net ry, Ja. ek voel of daar geen beheer is nie, maar almal weet presies waar om te gaan. Texas, Bali nou was die dit 'n dag. bul geweest? Dit was 'n bul van 'n Was dit 'n bakkie, ja. bul? 'n Rodeo. Bul van 'n bakkie. Maar ek moet vir jou sê, ek het nie gesê, "Yeeha," nie. Ek het gesê, "Ooh." In any case, dress your team for success with Image Makers. Quality corporate clothing and staff uniforms made for all-day comfort and all those important first impressions. Realize your brand's potential through your wardrobe, because what you wear and how you feel matters. Locally made and proudly South African. Image Makers. Ka-ting, ta-ting. Kyk nou net hoe pragtig is hulle hierso, hè? Bly ingeskakel, net hierna kuier ons verder. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings.
natuurskoon en vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Cheers, julle. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn, valleyboutique.co.za. Ons omtrent 'n kunstige oggend wat vir julle wag. Ons gaan meer versier saam met Metal, meer leer oor die IFA Crafted erfenisversamelingsuitstalling en ons gaan teater toe, maar vir eers gesels ons 'n bietjie verder. En dis ons oggendpraatjie tyd. Ja, dit is Elsa, wat het jy vir ons? Ja, ons gaan voort daarmee en ons gaan later 'n bietjie meer op finansies fokus, maar ons almal is nou al teen die tyd bewus dat ons minister van finansies, dis nou nie die goeiemôre minister van finansies nie, die Suid-Afrikaanse minister van finansies verlede week sy begrotingsrede gelewer het. En ek dink daar's maar gemengde gevoelens daaroor. Dit was oor die algemeen goeie nuus gewees. Ons het dit ook verlede week bespreek, maar nietemin ek vertel hulle graag 'n bietjie meer. Die minister van finansies Enoch Godongwana het verlede week sy begrotingsrede gelewer en hoewel BTW op 15% bly, beteken dit nie verbruikers gaan onaangeraak wees nie. Inteendeel, baie huishoudings gaan die impak direk by die betaalpunt begin voel. Nou die regering sê die fokus is op fiskale stabiliteit en die beperking van staatsskuld. Maar vir gewone Suid-Afrikaners beteken dit hoër brandstofheffings en dan ook dat die sogenaamde sondebelasting weer styg. Die algemene brandstofheffing neem toe met 9 sent per liter vir petrol en 8 sent per liter vir diesel. Nou dit klink dalk klein, maar brandstof beïnvloed byna alles, van die kos wat vervoer moet word tot skoolvervoer en dan ook daaglikse pendel. Met ander woorde, selfs al ry jy min, voel jy dit indirek in pryse. Dan is daar die verhoging in aksiesbelasting op alkohol en tabak. Dis nou daai sondebelasting, né? Wat strook met inflasie. Intussen word ekonomiese groei vir 2026 op slegs 1,6% beraam, wat beteken inkomste groei waarskynlik nie vinnig genoeg om stygende uitgawes maklik te absorbeer nie, as 'n mens dit so kan stel. Dit beteken begrotings by die huis raak belangriker as ooit. Nou gesinne moet dalk weer kyk na hulle maandelikse uitgawes en onderskei tussen noodsaaklikhede en luksehede en moontlik ook kleiner aanpassings maak wat oor 'n tyd 'n verskil teweeg kan bring. Kenners beklemtoon dat selfs klein veranderings soos beter brandstofbeplanning, saamrygeleenthede of slimmer inkopies kan help om die druk te verlig. Die groter prentjie is dat die regering probeer om die land se finansies te stabiliseer, maar op grondvlak bly die werklikheid eenvoudig, elke sent tel. Ek dink ek wil net byvoeg en sê, weet, daar is soveel Suid-Afrikaners wat alreeds daar is geen luksehede nie. Natuurlik. So waar moet 'n mens dan nou verder gaan sny? Ek dink nou net aan die belt. Die belt is al op die laaste, you got to tighten your belt. Die belt is al op daai laaste gaatjie vir almal. En die ander ding is that there doesn't seem to be as much
increase in terms of what South Africans are getting paid to do their jobs. People are having to get by with the same amount of money in an economy where everything is just getting more and Alles more verander die hele expensive. tyd. Ja. So how are we supposed to live if the salaries are not matching the cost of living? Dit is vir alle Suid-Afrikaners amper onmoontlik om te lewe. If you've got kids, if you don't have kids, if you live alone, almal is hierdeur geaffekteer. So where's the salary increases that are going to be able to sustain these economic increases? Ja, en ek wil byvoeg en sê, na aanleiding van alles wat nou oor die afgelope naweek gebeur het, en ons gaan later 'n bietjie meer met Thys daaroor gesels, maar ek bedoel, die brandstofheffing is reeds ter sprake al sedert verlede week. Dit is nou 'n bietjie kommerwekkend na aanleiding van die jongste verwikkelinge. Wat alles gebeur het. Ja. Maar hoe en wanneer verleek soos ek nou het dit begin of gebeur dit laat jou ekonomie so draai. Jy weet sulke goedjies wil ek ook vir ons minister van finansies vra is. Waar gebeur dit laat dit nou so raak dat lewe so duur raak en die goed wil net nie bykom om dit beter te maak vir Jan Alleman nie. So I don't understand. Ek dink ook daar is verbeteringe in ons Suid-Afrikaanse ekonomie. I think in terms of the status that we have as an investment destination and all of that kind of thing, we are doing better, but we're not seeing that in the general day-to-day lives of South Africans. And that's what makes me quite anxious because I think every South African is just trying to survive. Obviously, you've got those people that are, a little bit living way above what the rest of us are doing. But I think it's just getting harder and harder to try and live. Die kenners is van mening ons is nog nie waar ons wil wees. Ja, presies. Nou, wat moet ons meer doen? Nog 'n Tafelberg oprig? Want ek weet toerisme doen goed. Mynbou doen goed en daai tipe van dinge, maar waar gaan al daai geld en is dit nie ook 'n manier? Ek meen as jy ook kyk na al die bronne wat ons het, nê? Diamante, goud, steenkool, allegters, moet dit nie tog ook iewers bydra om net die land beter te maak nie? Of maak ek nou 'n can of worms oop hierso? Dalk doen jy, Pieter. Maar what it comes down to at the end of the day is that we just have to keep going. Ons moet net aangaan because we have no other choice really. Hoor. Blink kan hoor. Jy sien nou by die vrugtesappies van die alkoholbelasting en dinge raak ook al hoe Elsa, erger. waar is jou vrywaring? Gaan hoog word op 'n Dan tomatiesappie. alkohol nie te koop aan persone jonger as 18 jaar. Weet want ons weer die aksiesbelasting is wat jou die heel meeste pla. Maak my bekommerd, ek het baie vriende wat hengel. Nou ja toe, praat Afrikaans. Praat Afrikaans, leef Afrikaans, maar die belangrikste van alles, laat leer jou kind in sy moedertaal. Moedertaalonderrig is noodsaaklik vir akademiese prestasie, dra by tot veertaligheid of liewer veeltaligheid en lei uiteindelik tot 'n volhoubare, suksesvolle toekoms. As jy dus net die beste vir jou kind wil hê en wil sien hoe hy sy volle potensiaal bereik, gee hom die geskenk van moedertaalonderrig. Vir meer oor die voordele en inisiatiewe ten opsigte van moedertaalonderrig, besoek die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die MOS-inisiatief en ook afrikaans.com se webtuistes. En so gepraat van akademiese prestasie, bly ingeskakel, want net hierna hoor ons meer oor wenke om jou kind van lees te laat hou. Ai, dit was nooit 'n probleem vir my nie. Maar ek spits my ore so lank om saam te luister. Investing in anything worthwhile takes dedication. Let me just It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. Now is the time to build. With a partner who is brave, committed, and hungry to help you. Who thinks boldly and differently, leads with understanding, guided by a team of exceptional minds, displays the highest technical excellence, for whom flawless delivery is personal, and acts with total independence. Now is the time to build a lasting relationship with Bravura, to excel, to conquer that new plateau, to live, innovate, and succeed. Jy kan maklik duisende rande op goeie kwaliteit verf spandeer. So waarom nie in 'n goeie kwaliteit verfkwas of roller belê nie?
By Hamiltons innoveer ons al sedert ons bestaan in 1811. Ons word vertrou deur die kundiges en aanbeveel deur topvervaardigers. Gehalte gereedskap vir 'n gehalte afwerking. Vir Hamiltons by jou hardeware-winkel. Okay, so finish, but after that. Hamiltons, vir die perfekte afwerking. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventures and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Ja, kyk, goeiemôre, good morning. Ons wil almal 'n klomp penny boekwurms grootmaak, maar soos baie ouers weet, kan leer lees soms 'n groot uitdaging wees. Ons gesels vandag met Tina Cowley van die Tina Cowley Leessentrum en sy gaan vir ons vertel wat ouers by die huis kan doen om hulle pennies in die boeke te kry. Baie welkom, hartlike goeiemôre, good morning Tina. Goeiemôre, dankie. As 'n liefde vir lees nie noodwendig natuurlik by 'n kind begin nie, hoe kan 'n mens dit dan begin kweek dat hulle lief raak vir lees? Jy moet onthou, ons hou van goed wat ons kan en ons hou nie van goed wat ons nie kan doen nie. Ek hou nie van naaldwerk nie, dit help nie, jy sit 10,000 naalde en gare op my skoot nie, ek gaan dit afstamp. So kan jy ook nie 'n kind met boeke belaai wat nie van lees hou nie. Hy hou nie van lees nie, want hy besef hy het 'n probleem met die lees. Ja. Wat is van die vroeë tekens wat mens kan optel wanneer 'n kind dalk 'n probleem het met lees? Goed, die graad 1 tot 3 studente dis die ontwikkelingsfase, dis hulle wat nou oral in die nuus is, hulle leer nog lees daai eerste 3 jaar. Hulle het nie 'n idee of hy sukkel met lees of nie, maar hulle is ongelooflike goeie evalueerders van hulle self. Jy kan enige kleintjie vra, wie's beter as jy in lees en wie's slegter, hy kan vir jou presies sê. Ek het 'n seentjie gehad wat vir my elke week kom sê, I'm the second best reader in class. Matthew is the best. En toe kom hy eendag toe sê hy, I'm the best reader. Matthew has chickenpox. Maar by die ouer studente kan jy weer eens gaan op, as hy nie van lees hou nie, dan gaan hy nie, as hy nie gemaklik is met die lees nie, dan gaan hy nie wil lees nie, want hy besef hy het 'n probleem. So wat kan ouers dan doen om lees 'n positiewe ding te maak, veral vir 'n kind wat sukkel? Dis deesdae 'n onding, want hulle kry lees as huiswerk by die huis, en dan kry hy 'n punt vir voorbereide lees en onvoorbereide lees, en in my kop bestaan daar nie so iets nie. Jy kry nie voorbereide motorbestuur en onvoorbereide, of jy kan Dis 'n nie. baie goeie punt. So die ouers moet, wat ek vind by my ouers by ons sentrums, hulle moet die alfabet foneties ken, nie A, B, C, D, nie A, B, K, D. En laat die kind net gemaklik by hom skud, sy leeslesie 1 keer, nie 100 keer nie, want dan lees hy dit uit sy kop uit, 1 keer vir hom gemaklik deurlees, en by die puntjies waar hy nou vashak, kan hy dit foneties klank. K, A, T, kat. En ook die lettergrepe klap. En voilà, daar gaan hy. Hierdie gaan dalk soos 'n baie obvious vraag klink, maar hoekom is dit belangrik vir kinders om lees as 'n vaardigheid te bemeester? Ons moenie net van lees as 'n vaardigheid praat nie, dit gaan eintlik oor lees met begrip. Jy kry kindertjies wat fantasties lees, die hond en die kat sit op die mat, maar as jy hom vra, waarvan het jy gelees, dan weet hy nie. En dan kry jy die ou swakker enetjie wat D, E, D, K, A, T, en as jy vra, waarvan het jy gelees, dan sê hy, van 'n kat en 'n hond wat op 'n mat sit, dan nie, maar my ma sal nie laat hulle daar sit nie, want hulle hare gee af. Sy lees is baie meer werd as die een wat
'n drama storie gelewer het. En net soos 'n fit performance gee. Ja. So as jou kind nou dalk sukkel, wat is die eerste stappe wat jy moet volg as 'n ouer om seker te maak dat hulle op die regte standaard van lees kom? Wel, ek is geseënd met fantastiese franchisees landwyd wat almal 'n passie het vir die werk. Ek sou sê neem jou kind vir 'n ordentlike evaluasie. Ons toets nie net die lees nie, daar's soveel 'n legio aspekte wat met lees te doen het. Die oë moet van links na regs beweeg. Ons kyk vir 'n kruisdominansie, die regterhand as die regterhand dominant is dit reg, hy wil van links na regs skuif, maar as die linker oog dominant is, dis 'n kruisdominansie, die linker oog kom interfereer, hy wil weer van die ander kant af werk, en dit is waar BD verwarring, hy lees 'n woord soos os as so, en ons toets ook nie net die lees nie, maar alles wat gepaard gaan, wat baie belangrik is die dominante oor. Ja. Van die linker dominante oor luister glad nie wat jy sê nie. Hy luister hoe jy dit sê. So as die juffrou bietjie skreeurig is, dan weet daai kind nie 'n ding wat in die klas aangaan nie, want die linker oor is dominant. Dit is vir my so fascinerend dat al hierdie verskillende faktore en verskillende stelsels binne in daai kind se lyfie moet saamwerk om die lees vir daai kind makliker te maak of te verbeter. Ja. So die assessering is ongelooflik belangrik. Ja, dit is. En ek dink baie min ouers sal dit besef, want my kind hou nie van lees nie, maar wat gaan ons nou doen om seker te maak dat daai kind wel goed kan lees aan die einde van die dag? Nee, dit is so. Ja. Is dit ooit te laat om 'n kind se lees te verbeter? Nee, dit is nooit te laat nie. Weet jy, ons kry by die kleintjies in die grade, dan is sy lees 'n jaar agter. Ja. Dit kan tot 2 na 3 jaar vat om daai agterstand in te haal. Waar by ons hoërskool, ons kry, glo dit of nie, hoërskoolstudente wat op die vlak van 'n graad 2 en graad 3 kind lees. Ja. En 2-3 maande en hulle het dit ingehaal. Hoe ouer, hoe vinniger. So, dis nooit te laat nie. So dis nooit te laat nie, maar as 'n kind by hoërskool uitkom en die leesvlak is 'n graad 1 of 'n graad 2, wat is die nagevolge daarvan? Die skoolpunte, ons spog met tot 'n 40% verbetering in alle skoolvakke as gevolg van 'n verbeterde lees, maar lees met begrip. Ja. Ons het eintlik verlede week die gesprek gehad oor die feit dat ons lees in Suid-Afrika in terme van ons kinders is nogal redelik agter. So hierdie was vir my regtig baie insiggewende gesprek. Tina, baie dankie. Ons gaan al jou inligting op ons sosiale media plaas en ook natuurlik op die program en mense kan dan in kontak met jou tree. Goed, baie dankie vir die kuier. Dankie. So lekker om met jou te praat. Bly ingeskakel, jy is hier by Goeiemôre, Good Morning. Ons is nou weer terug. Arnold gesels sport, bietjie later gesels ek teater en Pieter musiek. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. 147.
Those who know use Inco when it's time to work, when it's time to build, when it's time to get the job done. Inco offers the widest range of professional, quality tools at affordable prices. So whether you're a contractor or simply doing it yourself, visit your nearest stockist today and ask for Inco. Inco, professional tools made affordable. Jy kyk na Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts en vandag gesels ek met die 11-malige motorfietskampioen Brian Capper. Hy is daar in Mauritius. Brian, really nice to have you with us. Thank you for your time. Let's first start off with what are you doing in Mauritius these days, and do you still get to do what you do best on a motorbike? Arnold, yeah, really good to speak to you and really good to be speaking to some more South Africans. Yeah, I've traveled all over the world and really enjoyed my time in Mauritius about 6 years ago. And 5.5 years ago, I made the move across here. And yeah, I love the lifestyle here. Yes, I very much still get to do what I do. A lot of my stuff is in the Middle East now. And so, whether I fly out of South Africa or whether I fly out of Mauritius or South Africa, it's the same. So, yeah, I still do a lot of my travel from here, and then a lot of my shows are in South Africa still, obviously. So still get to do what I do and love it. So you still come to South Africa quite regularly to come and show us your incredible skills? Yep, I'm in South Africa at least once a month, and still doing my shows, still doing a lot of my sponsorship promotions, and so yeah, still doing what I do, and I love it. Brian, I want to start on a high note, and I mean that literally and figuratively. We're going to show some pictures of you going over the Moses Mabhida Bridge, right over the top. I want you to talk us through that and what prompted you to do it and what it was like. It was built in just before the 2010 World Cup, and so it was one of my big sponsors is always asking us to do crazy and wild things and new innovative things. And I remember the arch being built over the soccer stadium in Durban, and thought what a cool thing to be able to do if we could ride up and over it. There's 1,500 steps on the way up, and then 1,100 steps on the way down. So the idea was to ride up the one side and ride down the other side. And I wouldn't say it was prompted, but it was something new at the time, and it was something exciting at the time. I'm not so sure it's exciting now. I wouldn't want to do it again. I got asked the other day if I'd do it again, and I said we need to add a few zeros on at the end for me to do it again. But pretty special to be able to say that I've done it. How scary was it, truly, if you really are honest with us? It was scary, but it's like anything. When you do something for the first time, if you do it over and over and over and over, and obviously I couldn't ride it over and over, but the more I walked it up, down, I got used to the height, I got used to the wind, I got used to all the things that are part of that, crazy thing that we were going to try and do. And by the time I got to do it on the bike, I often say to people that I ride the bike easier than I walk because I'm on the bike so much. And so once I got on the bike and I started climbing up the staircase, it was like I was walking. So the fear wasn't anymore. Yes, of course the bike could go over backwards and all the things that could have happened. But by the time I got to do it, the fear factor was gone. It was more about just getting it done now. Yeah, you've never, you've never struck me as someone who really actually gets scared. Let's go back right to the beginning. How did Brian Capper get involved in doing what you do on a motorbike? Because you actually become part of the bike and the bike becomes a part of you when you ride it. Correct. You're 100% right. It's a very good question, Arnie. Right in the beginning, my dad got a bike. I was fascinated with motorbikes and bicycles from a very young age. And my dad said, listen, let's get a bike. We got a bike. And he just said, listen, if you want to do this seriously, you need to commit yourself to it. And I committed myself fully to it, 5 hours a day, every single day, straight after school. There was no homework. There was no, I made it very much the fact that, this was what I was going to do as a career, and I took it seriously. And just put in the time. There's a price to pay for everything in life. And put in the time, put in the effort, and fortunately reap the rewards of it, which has been a great lifestyle. Have there been accidents, Brian? Have you got some scars?
Yeah, and I think you know the answer to that. Unfortunately, like I say, there's a price to pay for everything in life, and you're not pushing the limits if you're not falling, and so that's part of the game. But of course, the goal is to try and limit those. And so, if you look at a 34-year career, I can honestly say that I've been one of the luckiest riders. I've had way less injuries than everybody else. But if you compared me to Joe Soap down the road, you'd think that I'm made of steel, because there's a plate in every single part of my bone structure. So it is a lot. There are a lot of scars, but minimal compared to some of the other guys. Let's go back to your 11 national championships. What do you remember of those? Which one are you the fondest of? That's another good question, Arnie. It's gone so quickly. It really has gone fast. And I would probably say, I always hear famous sportsmen say it's not the wins that are so awesome. It's the ones where you struggle, the failures that made it so tough. And I would probably say my year of racing in America, I raced in the American full American Championship in 2007, and that was probably my hardest year. It was a foreign country, it was foreign suspension, foreign tires, all those things you don't think make a big deal, but it was a big deal. And so I'd probably say that was, I wouldn't say my fondest year, but my most challenging year, and the year that taught me the most, which then brought me a lot more success. I won most of my championships after 2007. So I'd probably say 2007 was my hardest year and my biggest learning year. And then from then I went on to dominate 2008, 2009. I won 2 championships every year from then onwards until we got 11. So it was good. Lastly, Brian, if there's a youngster who's looking at this interview and going, geez, I'd like to do what Uncle Brian does, what do you suggest? How do they go about it? I would suggest that he stays in school and doesn't do what I do. if I'm brutally honest, it's it's been an amazing career and an amazing lifestyle. I wouldn't change it for anything, but it is a testing one. But what suggestion would I give? Exactly what I said earlier. If you're going to do it, I do a lot of coaching with a lot of the youngsters now, and I just don't see that all in. I'm going to make this happen. I'm going to put it all on the line, but then again, there are the ones that really want this. And if I was talking to that guy right now, one word of advice that I would give is just never, ever give up. Never stop. Just keep going and just believe in yourself. Put yourself around the right people and know that you can do it. That sounds amazing. Brian, thank you very much for your time. Really appreciate you. And when you are back in South Africa, please pop in. You know what that can end up like. You can't scare me. I've seen you work. Dit is dan Brian Kapper, regstreeks daar uit Mauritius. Ongelukkig al wat ons tyd het voor met die sport, maar goeiemôre, good morning, gaan net hierna voort en dan gesels ons finansies. Dis een van daai wat jy behoort na te luister en te kyk. Na al die drama in die Midde-Ooste gaan dinge anders wees wat dit aanbetref. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Nou ja, dit is tyd vir geldsaake en Thys van Sail is hier in die ateljee om ons hopelik gerus te stel na aanleiding van die afgelope naweek se geopolitiese gebeure. Thys, baie welkom. Ag, is lekker om hier te wees en terwyl ek nou nog eintlik hier sit, is ek nog steeds besig met huiswerk rondom hierdie gebeure en ek dink ja, dit is baie interessant. En ja, kom ons breek 'n bietjie af vanoggend. Ja, want is heeltyd of konstant besig om te ontvou. Ongelooflik. Goed, so soos wat ons nou al teen die tyd weet, is Ayatollah Ali Khamenei nou oorlede. En dit in 'n aanleiding van Israel en Amerika wat besluit het om gesamentlik aanvalle op Iran uit te voer. Ons sien toenemende spanning rakende Iran, maar ek wil weet, hoe ernstig is hierdie situasie wat wêreldmarkte betref? Basies as ons baie mooi daarna gaan kyk en ek dink ja, dit is baie interessant veral hoe die naweek se gebeure homself uitgespeel het. Jy weet veral met daai kanaal van ek wil dit dan net weer reg uitspreek asseblief van Hormuz of dan nou Hormuz, Strait de Hormuz. Okay. So hier's 'n prentjie hierso wat dit ook illustreer is dat daai kanaal is baie strategies. Basies waardeur die amper die meeste van die olie-uitvoere beweeg op 'n daaglikse basis en op 'n jaarlikse basis. Nou ons het nou juist nou gesien baie mense het nou gevra oor die naweek maar hoekom sal hulle byvoorbeeld nou Dubai aanval en Oman en jy weet die hele golfstate. Jy weet hoekom word daar na hulle toe nou basies gemik. En nou as jy daai prentjie gaan kyk, baie strategies basies wys dit daar dat die intensie wat hulle daarso het is juis om daai kanaal te boikot. Nou weer eens Iran as 'n selfvervaardiger van olie en natuurlik 'n uitvoerder van olie, saam met die Saudi-Arabiese wat so 'n kanaal, saam met al die hele golfkanale basies weet beweeg deur daai kanaal fisies. En Iran grens aan daai fisiese kanaal. So met ander woorde, as daar disruptions kom, dan basies jy weet disrupt die hele wêreld. So nou vra jy self nogal vir jou die vraag, strategies gewys maak Venezuela nou baie meer sin ook. Jy weet, so want die Amerikaners het al verwag, jy weet dat daar 'n boikot van olieprodusering wat gaan plaasvind, maar jy weet hele rukkie voor die tyd al. So hierdie goeders begin nou meer sin maak, ja. Goed, ons het gesien dat die olieprys dadelik gereageer het en ek dink baie mense wonder waarom die olieprys so vinnig reageer wanneer daar geopolitiese spanning is. Ja, ek dink ja baie mense daar buite dink dat olie is basies, jy weet, net 'n energiebron. Jy weet, so 'n bron van, kom ons sê net maar brandstof of wat ook al die geval mag wees, maar in effek is dit eintlik die backbone as hy die woord wil gebruik van die algemene wêreldekonomie. En gesê daardeur is baie eenvoudig om dit op te breek is dat ja, nommer 1 is daar vervoermiddels wat daardeur basies jy weet beïnvloed word. Ek bedoel jou trekker word daarmee beïnvloed, jou vragmotor word daarmee beïnvloed, jou trein word daarmee beïnvloed, jou vliegtuig word daarmee beïnvloed, jou skip, jou vreit, alles word daardeur beïnvloed. So outomaties het dit 'n invloed op die algemene prys, jy weet wat op die einde van die dag ek en jy moet betaal vir 'n produk. So met ander woorde, die probleem is daarso is weer eens kan ons sien is amper bietjie meer sensitief as die goudprys as gevolg van die reperkusies wat van dit af kan kom. En omdat hy so gekoppel is, nie net as 'n kommoditeit nie, maar eintlik maar weer eens om my Engelse woord te gebruik, die backbone of world economy.
Kan hierdie spanning 'n wêreldresessie veroorsaak? Elsa, verseker, ek dink in die kort termyn nie so vinnig nie, maar as ou byvoorbeeld gaan kyk as oliepryse byvoorbeeld naby aan 95 tot $110 gaan en dit is daar byvoorbeeld vir 6 maande plus, kom ons sê byvoorbeeld 2 kwartale, dan sit jy met 'n probleem wat dit wat som na inflasie kan opstoot en dan as jy inflasie gaan opstoot, dan is dit juist nou hierdie ding van rentekoersverlagings wat nou plaasgevind het kan weer opgaan en dan stelselmatig, jy weet, is daar minder spandering in jou wat som binnelandse bruto produk en dan dit kan jy outomaties in 'n basiese resessie laat lei. Goed, so wat beteken dit vir Suid-Afrika spesifiek? Ek dink Suid-Afrika is bietjie meer uniek en ek dink Suid-Afrika is bietjie meer sensitief, want veral as ons gaan kyk, basies die oorspoel van hierdie tipe van wêreldresessies is dat jou eerste wêreldekonomie is baie beter gekeer as byvoorbeeld ons tipe fragile ekonomie wat ons het. Veral met 'n uitkyk van wat ons nou laas gesien het van die minister, jy weet waar ons beoog om so tussen 1,5 tot 2% se groei te wil handhaaf en nou het jy byvoorbeeld hierdie demper wat nou oor jou kan kom en dan natuurlik jy weet ons wil 'n inflasiekoers hou tussen 3 tot 4% wat klaar moeilik genoeg is en natuurlik as hierdie ding gaan kom van tussen 95 tot $110, dan is dit outomaties 'n 1 tot 1,5 basispunt wat ek meer kan wees teenoor inflasie. En dit kan basies weet ons klaar sensitiewe groei uitkyk basies weet tot in die rooi druk en ons dalk wat so baie vinniger in 'n resessie instoot, jy weet as 'n kom ons sê maar Amerika of Europa, Europese land of enige ander land daar buite, ja. Goed, wat doen die Reserwebank wanneer so iets gebeur? Ek dink die monetêre beleide daarso is baie eenvoudig en weer eens sal baie mense sê ja maar die verhoging van olie is reeds ingeprys in 'n klomp dinge soos byvoorbeeld in die markte en produksie ensovoorts. Maar jy kan net inprys basies weet soveel as wat daar moontlik kan wees en ons noem dit byvoorbeeld 'n stresstest. So as jy byvoorbeeld nou vandag gaan sê ja ek het 'n stresstest wat ek basies weet gaan blootstel byvoorbeeld in ons ekonomie van kom ons sê ja 'n skielike verhoging van kom ons sê net maar Brent 3 olie. So dan is dit 25 tot 35% wat jy daarby kan sit. En dan word dit baie mate ingewerk. Maar die probleem is dit is op die kort termyn. Die langtermyn basies moet wat die groter prentjie gaan kyk en soos wat ons nou net voorbeeld gebruik het, Suid-Afrika is reeds sensitief. Jy weet so om nog basiese sensitiwiteit by te gaan sit, jy weet kan eintlik nogal traumaties wees. En die rand tuis, hoe reageer die wisselkoers? Op die algemeen het ons maar basies gesien die enigste reddingsboei wat ons het op hierdie stadium is natuurlik ons uitvoere van goud. So met ander woorde goud is basies weet ons reddingsboei van byvoorbeeld hierdie countermeasures wat nou maar gebeur. Jy weet die geopolitiek wat nou maar sy rol speel. Maar as ons weer eens gaan kyk, goud het nou op hierdie stadium so ver wat sommer na daai rigting toe gaan. Dit sal nou nog 'n klein bietjie gaan as gevolg van hierdie probleme wat nou in die Midde-Ooste is. Maar weer eens die koers wat olie gaan skiet teenoor die koers wat goud byvoorbeeld vir ons addisionele belasting kan is nie basies weet merkbaar teenoor mekaar nie. So die olieprys is baie meer sensitief vir ons, jy weet op hierdie stadium as wat ons reddingsboei selfs kan gebruik wat goud uitvoere is. Nou, kan Suid-Afrika spesifiek in 'n resessie beland indien die prys van olie verder styg? Ja, ek dink weer eens Suid-Afrika is in 'n sensitiewe punt en ek dink ja as hy byvoorbeeld weer eens gaan gebruik haar marge van tussen 90 tot $110 definitief. Jy weet as dit vir ten minste 2 kwartaale plus gaan hou, dan sal Suid-Afrika homself vind in 'n resessie. En ek dink dis waarom baie mense ook in hierdie stadium so bekommerd is. Hou hierdie verwikkelinge enigiets positief vir Suid-Afrika in? Ek dink as 'n mens gaan kyk, jy weet, die woord positief, hoe ons hom nou moet sinspeel, hoe ons hom moet afspeel, is basies die eenvoudige antwoord is nee. Ek dink nie daar's enige positiwiteit wat hieruit kan kom nie. En weer eens Suid-Afrika wat die rand sien byvoorbeeld as 'n bondgenoot, jy weet, kan dit weer eens daaroor tensies wat ons reeds het met die Amerikaners net nog verder versleg. So ek dink net op hierdie huidige stadium, jy weet, val Suid-Afrika, ons het die regte fondament, ons is besig om te herstel. Ek dink jou fokus net op Suid-Afrika vir nou. Ek wil nou juist vir hoe belangrik is daai verhouding met Amerika in hierdie stadium en om seker te maak ons bly aan hulle goeie kant. Kyk, ons het nou weer klaar, ons hou onsself nou maar weer nie terug nie. Ons het klaar byvoorbeeld nou oor die naweek begin uitsprake maak om te sê dit gaan hieroor en daaroor en jy weet daar's 'n paar wat saam publieke figure wat ook uitsprake daaroor gemaak het. Maar mense moet ook net onthou hoekom doen Amerika en Israel basies weet wat hulle doen teenoor Iran? Jy weet, so baie min mense weet ook basies weet ja, maar waar gaan dit nou eintlik? Is hierdie nou nog steeds 'n gelowige oorlog? Is hierdie agter olie? Is dit vir ekonomie? Is dit vir wêreld wat saam beheer? Jy weet, daartoe van elemente wat 'n rol speel. Maar Iran is nie skoon nie. Ek bedoel, so mense gaan kyk, jy weet, en hulle supreme leier wat hulle hom noem, byvoorbeeld soos 'n supreme leier wat al 30 jaar plus in bewind is. Dit is nooit 'n positiwiteit, jy weet, vir enige land daar buite nie. Maak nie saak van watter regime jy afkom nie. So as jy 'n diktator het, dan is dit is 'n negatiewe wat so 'n
probleem. En jou probleem wat hulle ook het met hulle kernwapens. Ek bedoel, so dit is in hulle kernprogramme. So daar's geen beheer oor daai, jy weet, so wat die res van die wêreld beheer uitvoer rondom hulle kernwapens en hulle kernprogramme nie. En natuurlik, jy weet, is dit 'n wêreldgevaar vir almal. So met ander woorde, vir al as jy 'n diktator het wat basies in beheer is. Wel, hy druk 'n knoppie vandag, môre oormôre en dan basies weet is dit groter moeilikheid as wat ou gaan sê, okay, maar kom ons gaan haal hom eerder net. Jy weet, en dit is wat maar gebeur het. En Donald Trump is maar lekker met een van daai en hy vat nie nonsens nie, hoor. Hy het hom letterlik gaan haal binne 'n naweek. Jy weet, so daar was eers so lank naweek vir die arme ou geneem. Dit was, ek moet vir jou sê, dit was net skokkend om net te sien dat alles net so vinnig gebeur. En ek dink 'n mens moet ook, jy weet, daarop klim lê dat selfs die mense van Iran fees gevier het na aanleiding van dit wat gebeur het. So gemengde gevoelens daar self tussen hulle eie mense. Presies. Goed, wat moet beleggers nou dophou en is Suid-Afrika voorberei vir so 'n eksterne skok? Soos ek gesê het, die meeste van alles basies wat is reeds ingeprys. Jy weet, om te sê daai stresstest wat klaar ingewerk het, maar daai toetse word meer gedoen van so tussen 20 tot 30%. Okay, so sodra ons daai verhoging weer eens gaan sien bo oor $100 en hy hou daar. Jy weet, dit dink ek nie Suid-Afrika is 100% voorberei nie. Ek dink die wêreld is voorberei daarvoor nie. Maar weer eens ek dink as ou weer gaan kyk, jy weet, Amerika met die strategie wat hulle gebou het, dink ek relatief is hulle nogal relatief reg daarvoor, want anders sal hulle doen wat hulle doen en so vinnig en ekstreem soos wat hulle dit doen nie. Maar Suid-Afrika dink ek ja, vir die korttermyn sal ons okay wees, maar as hierdie op 'n langtermyn vlak gaan hardloop, dan het ons 'n bietjie moeilikheid. En wat is jou finale boodskap aan ons kykers? Ons het so 'n bietjie meer as 'n minuut oor. Ag Elsa, ek dink ja, weer eens is dit nie daai praatjie van 'n doemprofeet of nou gaan sê maar hier's 'n resessie op pad en gaan doen dit en gaan doen dat nie, want dit is nie die geval nie. Ek dink dit is net meer van 'n interessantheidsoogpunt uit laat mense dalk buite weet hoe werk hierdie tipe van elemente en aspekte as dit gebeur. En dit is nie nou die tyd om byvoorbeeld in 'n paniek in te gaan en byvoorbeeld al jou aandele te gaan verhandel en dan in die geldmark te gaan plaas of nog goud te gaan koop of kripto te gaan koop of enigiets soos dit nie. Nee, ek dink net ja, wat snaam kalmte is in die orde van die dag. En weer eens, sien jou finansiële adviseur as hierdie tipe van gebeure gebeur en dan vra vir hom dat hy jou wys, is jou fisiese onderliggende fondse basies weet ingeprys. Jy weet soos wat ons so nou voorbeelde gemaak het van byvoorbeeld hierdie om op jou portefeulje is wat saam 'n stresstest dan nou uit te voer mee. Is altyd in die orde van die dag. So doen dit. En ek bedoel dan gaan jy in elk geval bietjie meer daai gerusheid hê. En dit is waarom ons sal kom aanklop daar by Everest Advisory Services. Ons net doen. En Thys, ek dink, jy weet, om af te sluit, ek dink dit is net so belangrik om wel hierdie verwikkelinge en gebeure dop te hou, want jy moet maar bewus wees van wat aangaan. En partykeer is dit nogal interessant. Ja. Wie nou sê finansies is nie interessant. Net so. Thys, baie dankie vir jou insig vanoggend. Goed, daarmee dan vanoggend se finansiële gesprek. Nou, as jy moeg is vir valmure, maar nie weet hoe om dit mooi te maak nie, bly net waar jy is, want ons gesels net hierna oor 'n oorspronklike idee vir muurkuns. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. En onthou, miskien het jy nou net so 'n bietjie te laat ingeskakel vir vanoggend se gesprek. Wel, dan kan jy gerus 'n draai op ons YouTube kanaal gaan maak om weer na enige van hierdie gesprekke te gaan kyk. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Awesome. Thanks, Lisa. Okay. Amazing. Thank you. Live in the moment, not in the worry. With comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens.
Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. It's really sad if you know you can help an animal, but people just cannot afford to get the treatment or the surgery. No one cares more about animal well-being than Dotsure. And when you buy pet insurance online from Dotsure, Lisa? you help support the AACL vets. It makes me and everybody at the Animal Anti-Cruelty League Quick feel question, like what is the big-hearted name of the person veterinarians. interviewing me? For wholehearted pet insurance, go to dotsure.co.za. ACDC Express. Everything electrical. Okay, great. Thank you. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any help. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Ons gesels nou met Raymond van der Merwe, verkoopsbestuurder by Metal, 'n Suid-Afrikaanse onderneming wat spesialiseer in hooggehalte metaalmuurkuns, naamborde en rakke. En ek gaan vandag 'n bietjie hoor hoe hulle staal gebruik om vaalmure in kunswerke te omskep. Raymond, goeiemôre. Môre Pieter, lekker om te wees man. So is dit nou metal, metal? Dis metal. 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 Metal is jy hier en met eens gaan ons nou lekker gesels. Baie dankie, gesien uit. Vertel gou net vir my, jy weet presies hoe werk so 'n kunswerk? Hoe word hy vervaardig? Is dit kry jy net 'n stuk staal, 'n stuk metaal en daar gaan jy? Jong, is ongelukkig nie so maklik soos dit nie. So uit die aard van die saak begin jy by digitale ontwerp. So ons ontwerpspan sit dan nou die ding bymekaar vir jou. Hy gaan dan na die lasermasjiene toe wat alles nou vir ons sny. Daai masjiene sny tot met 0.3 mm klein. So dis baie fyn detail. Die proses word dan gesny, van daar af gaan hy powder coating toe of die poeier applikasie. Uit die aard van die saak 'n klomp verskillende kleuropsies en van daar af skep ons hom na jou huis toe. So vind ons dit. So hierdie ouetjie was eers bleek en nou is hy so, kom hy ook in verskillende kleure? Ek meen obviously primêr nou maar die swart. Korrek, ja, so swart is maar die gewildste kleur wat ons het, maar ons het op hierdie stadium 10 standaard kleure, 10 plus. Is dit nou soos hierdie ook? Dit is soos daai agtergrond ook en ons is ook een van die enigste maatskappye wat 2 kleure op een kan doen. So dit is 'n unieke een vir ons. Want ja. Luister, en jy praat van die powder coating en goed, wat beteken dit presies? So met sulke tipe applikasie kyk jy eintlik maar na 2 opsies. Jy het of verf of die poeier. Die poeier gee net vir jou 'n beter kwaliteit produk in die langtermyn. So hy hou sy kleur langer, hy's meer bestand teen krappe, allerlei sulke dinge en die groot ding is eintlik maar teen die roes. So teen die roes beskerm hy die produk baie goed. So hoe belangrik is die kleurkeuse? Jy het gesê jy het soveel kleure wat jy aanbied. Hoe belangrik is dit? Dit is korrek. So die kleuropsies uit die aard van die saak as jy kyk na meer as een kleurproduk, dan is die kleur baie belangrik. Maar ook hierdie is 'n baie goeie hoëgehalte produk. Jy gaan 'n prys betaal vir hierdie ouetjie om ten jou muur te kry. Dan wil jy hê hy moet uitstaan. So gebaseer op jou muurkleur moet jy jou produk se kleur goed kies. Ja, want dit help nou nie ek sit hierdie teen een van die swart mure in my huis. Korrek, ja, dis dan sy soos 'n kamoufleerder. Ja, korrek. As ek tensy ek hom wil wegsteek en wil kyk of mense hom gaan of hulle agterkom, ja. Hoor jy nog een van julle meer gewilde produkte is hierdie lyk vir my soos 'n portret. Korrek, ja. So hierdie is die produk se naam is Photo to Metal. Hy is op ons webwerf beskikbaar. Lig 'n bietjie op daar dat ons vir die kykers ook kan wys. So dan vat jy, is dit nou 'n foto afdruk wat hulle vat? Lig hom nog so 'n bietjie op. Daar sy kyk net hoe mooi hulle daar gaan kan sien. As hulle hom daar kan beloer. Dit is korrek. Ja, so hierdie jy stuur vir ons enige foto. Enige foto, 'n familiefoto, 'n foto van jou hond, ergens waar jy met jou motorfiets oor 'n berg spring en ons ontwerp hom tot op die nommertjie vir jou. En is dit 'n lang proses? Die ontwerp vat gewoonlik so 5 dae, dan is die ontwerp reg en dan is die manufacturing proses, die fabrikasie vat so 3 dae.
dan gaan hy nou huis toe met die koerier, min of meer 10 dae vir 'n unieke en as hy by jou deur. Hoor jy, en julle doen die normale goed, 'n huisnommer vir die straat se kant af en dit en dat, maar julle het ook funksionele produkte en goeders, né? Korrek. So ons doen baie dekoratiewe shelving, so vir jou badkamer reeks spesifiek al daai stainless steel, lekker vir die kombuis, klomp goeders, daar's 'n hele klompie wat nou binnekort gaan uitkom en dan soos jy sê signage, al daai tipe dinge vir maatskappye en so aan ook. En opdragprojekte en so aan? Alles van dit. Jy weet, daar is seker 'n ou wat iewers 'n mooi wildsplaas het of iewers het die oes goed gedoen 'n jaar of 3 terug op die plaas en nou wil hy dalk 'n groot mieliekop of 'n buffelkop of iets hê. Absoluut, absoluut. Ons doen dit alles. So ons help, ons is baie liefdevol om die boere te help. Hulle gesels gereeld met ons, juis omdat ons so groot kan gaan. So ons plate is 3 meter by 1.5, so ons kan baie lekker groot sny. En dan hierdie is 'n lekker grootte, veral as jy nou vir iemand oor see ietsie wil stuur, jy weet. Ek vra nou maar, want ek was mos maar vir so vinnige draai in Amerika in gewees. Ek vra vir 'n vriend. Ja, en as jy nou hierdie wil vat, hy lyk of hy nogal lekker in 'n tas kan pas. Hy pas baie mooi in 'n tas. So ons kry daai versoeke gereeld. So ons sny hulle klein genoeg dat hy in 'n tas kan oorgaan, maar ons koerier ook internasionaal. So ons kan die buitelandse kliëntel. Weerstoestande en goeders, ek weet ons hou nogal van 'n reënerigheid hier en dan is dit weer skielik droog aan die ander kant. So betreffende die weeromstandighede, die ouetjies gaan nogal mooi hou. Hulle hou baie goed. So hier in die Hoëveld sny ons alles nog steeds uit maalsteel uit. Hoe nader ons aan die kus kom, dan sny ons uit stainless steel uit. Dan is jy weer eens beskerm teen die roes daar by die kus, al daai weerskondisies. En ek dink hierdie ouetjie wil jy juist nie wegsteek onder dak iewers in die huis nie. Jy wil vir die mense wys hoe mooi dit is en hoe uniek dit is. Korrek. So ek dink baie ouens, as ek nou wil fancy klink, as jy nou 'n spysertjie of iets sit, dan gee net 'n ander dimensie ook. Absoluut, ja. So hulle kom standaard met 'n 18 mm spysertjie, sodat jy 'n mooi lig agter hom kan insit en dit gee dan daai bietjie van daai diepte persepsie en dan nou uit die aard van die saak in die aande kan hy ook mooi verlig word. Raymond, baie dankie dat julle so mooi gespeel het en besluit het om hierdie kunsvorm ook deel van die hele Suid-Afrikaanse publiek te kan maak. Mense kan natuurlik seker ook op sosiale media goeders vir julle in die hande kry. Korrek, ja. So ons is op Instagram, Facebook, op ons webwerf of in ons showroom in Moreleta Park kan julle ook by ons 'n draai kom maak. Net hier om die draai. Met al is die manne vir wie jy moet gaan dophou. Nou ja, net hierna gaan ons van mooi muurbehangsels en kunswerke gaan ons 'n bietjie kyk hoe die ouens ook die kuns daar in KwaZulu-Natal vir ons aan die gebeur hou. The IFA Crafted Heritage Collection is celebrating the extraordinary skill of rural KwaZulu-Natal artisans. This initiative, led by the KwaZulu-Natal Society of Arts in partnership with the First Rand Foundation, showcases how heritage-led craft can create both cultural pride and sustainable economic opportunity. Angela Shaw joins us to tell us more about the impact and vision behind this project. Angela, welcome and goeiemôre, good morning. Good morning. Thank you, Elsa. Now, for viewers who may not yet be familiar with IFA Crafted, what is the core vision behind this initiative? So, Elsa, the name is IFA. A lot of people do think it's it's letters, but IFA is an isiZulu word that means inheritance. And that really speaks to the vision of the project, which was funded by the First Rand Foundation, who were looking for rural beneficiaries in KZN, who approached the KwaZulu-Natal Society of Arts. And then the obvious answer was there's such a wealth of craft talent and so much heritage around crafting in the province. It seemed like the most natural response to their need. So that was the vision, was to have rural beneficiaries in KZN and to work with something that is already so important, dynamic, and was in great need of some support. Mm-hmm. Now, the project works with more than 80 master crafters across KwaZulu-Natal. What kind of transformation have you seen in the lives of the participating artisans? So there's been very real economic impact. We've seen our economic impact assessment reported that 12 million rand had been put back into that economy, which is massive when you consider how little income there is in rural areas, especially in KZN. And so what we've seen firsthand, which was very exciting, we had accounts of people who'd been able to fix their homes, pay for school fees in advance, and basically just get their lives back on track.
I think the other thing that we saw that was very exciting is this massive growth in confidence around their creative abilities. Many of these crafters are master artists in their own right. And because the sector's been dormant for a while, they had lost faith in their abilities. The project removed all of the financial risk of being creative, innovative, and experimenting with new techniques and ways of making and new products. And to see these artists be able to access their pure generative abilities again was very rewarding. Mm-hmm. Now, this exhibition elevates traditional techniques into contemporary luxury design. How do you balance cultural preservation with modern market appeal? So it was a really natural fit. There happens to be both supply and demand. There's already a growing global trend in an appreciation of luxury craft and of artisanship. The Loewe Prize is a great example, but there are many other examples of a growing demand and a desire for us to return to handmade goods as a response to mass consumerism, landfill issues, and the environmental impact of mass consumerism. So having a amazing, already full province, full of makers, full of people who have generations worth of knowledge in making, crafting, and artisanship was a natural fit. It was this combination of supply and demand that really made a lot of sense. Beyond the exhibition itself, what long-term economic impact do you hope IFA Crafted will have in these communities? So the project has created a website, which is an e-commerce site, and it's set up to serve both wholesale buyers who may be retailers or professionals working on projects who would be able to order bulk products at wholesale prices. And then we recently launched the retail e-commerce portion of that site as well, so that anybody at home can go online and order these beautiful handmade items off the website. The website is ifacrafted.com, and I would encourage everyone just to check it out. There's so much great material about how the project happened, the people. It was very important to us that we profiled every single artist that we worked with. So there's a professional portrait and a biography, and then just a sense of that incredible heritage that already resides in KZN. And I'm sure that is where we can find all the information that we need. Angela, thank you so much for your time this morning. Nou ja, so van visuele kuns oor na kuns in die teater. Bly ingeskakel want net hierna gesels ons en vind ons meer uit oor die klug, my boetie se sussie se ou. Dis omtrent 'n storie, so jy wil dit definitief nie misloop nie en dan gaan ons ook uitvind waar jy kaartjies daarvoor in die hande kan kry. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, good morning. Ons is net hierna weer terug. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen?
Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning. Ons gesels vandag oor die skreeusnaakse klug My Boetie se sussie se ou, wat van 6 tot 8 Maart by die Fairtree Atterbury Theater op die planke is. Regisseur, vervaardiger en Suid-Afrika se eie klugkoning, Frans Swart, besturende direkteur van Lefra Produksies, is hier om ons alles te vertel en Wilro Agtenberg sluit ook by ons aan om oor die produksie te praat. Baie welkom julle twee. Dankie, lekker om hier by julle te kuier. Een ding van 'n klug nê, die titel gaan baie confusing wees. So ek gaan my tablet gebruik hier. Frans, My Boetie se sussie se ou is 'n opvolg van 'n baie gewilde verhaal. My vrou se man se vrou. Dis So, korrek. wat kan ons nou van hierdie produksie verwag? Kyk, Wilro speel ou John Smith, maar Yes. John Smith is getroud met 2 vrouens, nie skelmpies nie. Yes. Dit het nou gebeur in my vrou se man se vrou. Toe moes hy nou die 2 vrouens uitmekaar uithou. Maar nou het hy het nou 'n seun en 'n dogter by elkeen van die vrouens. En soos dit die klug behaag, ontmoet hierdie 2 op die internet. En hulle raak verlief. Nou moet ou John die kinders uitmekaar uithou. Reg so. Moet mens die vorige een gesien het om hierdie een te geniet en te verstaan? Ek sal nie so sê nie. Dit help as jy die eerste een gesien het, want ek dink dan verstaan jy waar John vandaan kom, waar die 2 vrouens vandaan kom, maar reg in die begin is hulle 100% bewus dat daar's 2 wêrelde geskep en ek hardloop dan so tussen die een huis en die ander huis en dan begin al die malle waar hulle is. Frans, dit is seker vir jou so lekker om met akteurs te werk wat net oop is om te speel en wat hierdie klug as 'n genre regtig net geniet. Absoluut. Kyk, die klug is die moeilikste genre. Absoluut. Rex Garner was maar my mentor. Hy was die klugkoning. Ikonies, né? En Pieter Toerien het hom uit Londen uitgebring en toe hou hy so van Suid-Afrika dat hy nooit weer terug is nie. Maar Rex Garner het altyd gesê jy moet die klug so realisties as moontlik speel dat mense moet jou glo al is dit 'n totale onrealistiese storie. En weet jy mense glo dit. Hulle kry ou John eintlik naderhand kry hulle om jammer. Vir my baie lekker, kyk ons doen die ding soos in die ou tyd, volle bokstel, die deure moet toeklap, as een toeklap gaan 'n ander een oop. En dit is baie lekker om met 'n jong span spelers te speel met al daai energie. Ja, so die verhaal gaan eintlik oor jou wat die 2 tieners uitmekaar uit moet hou. Hoe relevant is die storie in vandag se samelewing? Wel,
Ek is 100% seker daarvan daar is mans wat in daai situasie sit. Hoe hulle lag baie keer in die gehoor dink ek ja. Maar ek dink dit is baie relevant. Ek dink die hele tegnologie speel 'n baie groot rol. Ja. Maar nou het hulle op die internet ontmoet. En ek vind dit relatief vroeg uit. So Wiekie kom na my toe en sy gee my 'n briefie en sê jy sal nie glo nie, maar sy het 'n ouetjie ontmoet met die naam Gavin en sy pa se naam is ook John Smith. En ek laat dit gaan, ek los dit. En dan kom ek agter, oepsie daisy, hier is moeilikheid en dit is waar alles dan gebeur. En dan gooi ek my beste vriend Stanley, vertolk deur Botha Ensling. Ja. Gooi ek dan nou in die spervuur. En ek sê vir hom, Pella, jy bly by my al vir 20 jaar. Jy moet my nou hier uithelp en dis net hoe dit is. En dit is wonderlik. Baie lekker. Ek is so bly jy het nou vir Botha Ensling genoem. Hoe lekker is dit vir jou om te werk met ervare akteurs en ervare akteurs binne die genre soos Botha en Phil en dan nou die nuwe geslag wat nou deurkom ook. Absoluut, baie lekker. Kyk, ek moet sê ek het hulle half groot gemaak met die klug. Want Phil en Botha en Marissa en Daniel kom al jare saam met ons. Dit is baie lekker om met spelers te werk wat al klugte gedoen het. Ek meen ons het nou oom Nico Loupser as die seniele oupa wat alles nog verder kom omkrap. En ek moet sê Nico bring ook weer 'n ander hoek na die produksie toe en dan die twee jong kinders. Ja. So dit is regtig. Kyk, met dit klug Fauru sal vir jou kan meer sê jy het energie nodig. Ja. Ons het so verrassing en hulle hou nie baie daarvan dat ek dit nou gedoen het nie, maar hy moet nou die verrassing vertel. As ons die play klaar gespeel het, dan doen ons die buiging en dan kan jy nou sê wat gaan gebeur. Vir een of ander rede het Frans gesê, nie gevra nie, gesê, dat net vir ingeval die mense nou nie baie mooi gefokus het op hierdie produksie nie, dan doen ons 'n opsomming van wat nou in die klug gebeur het en ons doen dit alles in 5 minute. Oh. So dit gaan alles oor beweging en timing en ons moet sê, ons is so moeg na die klug, want dit is high-paced energy. Ja. Jy moet heeltyd gefokus bly en hoe meer jy fokus, hoe meer tens jy op. En dit is amper swaar van daai gedeelte is ons laat gaan het. En die gehoor is mal daaroor. Hulle is gaande daaroor. So dan hardloop ons die hele storieetjie deur en reg aan die einde is ons almal so op daai bank neerval. Jy weet hopelik spring die gehore op met 'n staande ovasie en na die tyd as ons klaar is, kyk ons so vir mekaar en sê weet jy wat, daar's baie min mense wat die geleentheid het om hierdie genre so te kan doen. Ja. Frans het 'n baie unieke manier om hierdie klugte aan mekaar te sit en dit is nou my 12de jaar wat ek in klugte speel. So wat 'n absolute voorreg om dit nog steeds te kan doen in vandag se tyd. So 'n voorreg om met julle te gesels vanoggend en ek is so bly dat julle hier is want julle bederf eintlik ons kykers met 'n kompetisie. So dit klink soos 'n toneelstuk vol sogenaamde triks en Pieter gaan later gesels net hierna met Rix en sy triks, maar ek het gesê Frans gaan julle bietjie bederf. Ons gee 5 dubbelkaartjies weg om die show te gaan kyk. Gaan kyk op ons sosiale media vir die kompetisie. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons.
Hallo my skat. Ek dink ek kom kyk hoe lyk die nuwe plek. Ai, ou mens sit so lank. Ek maak gou vir ons tee. Waar? By Lottersbaai glo ons dat almal verdien om tuis in hul huis te voel. Met 15 winkels landwyd bied ons 'n wye verskeidenheid kwaliteit dennehout meubels. En ons reeks rouhout meubels laat jou toe om jou eie stempel af te druk. Die tee is reg, liewe Denne. Lottersbaai, ons is denners goed. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Met meer as 100 takke landwyd bied P&A alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. P&A kleur jou wêreld. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Tyd vir musiek en Armand Steenkamp is vanoggend hier en hy gaan nou sy nuutste enkelsnit vir ons sing, Rix met sy triks. As 'n jong haar in die Noordweste, hy sê Simmentalers is die beste. Hy is hier baie lank nie en hy hou nie van sterk drank nie, maar hy hol nog soos 'n haas. En Riksman word nooit lam, maar as niemand daar 'n vryburger wat vir Riks kan uitvang. Ja, dis Riks met sy triks, hy sal jou probleme vir jou fix. Hy sal in die straat vir jou beklei, en die klap sal jy omkry daar in die Gentleman's Club. Hy drink kos vir plesier, hy sê, is lekker om Riks te wees, maar net so klein bietjie dier. Hy speel golf vir kaas en wyn, slaan sy balle in 'n skiewelyn. Met 30 as hy voorgee, is die kans vir buddies klein. Gansvlakte is sy plaas, en daar is Riks baas. Daar is hy net Riks, Riks sonder triks. Ja, dis Riks met sy triks. Hy sal jou probleme vir jou fix. Hy sal in die straat vir jou beklei, en die klap sal jy omkry daar in die Gentleman's Club. Hy drink kos vir plesier, hy sê, is lekker om Riks te wees, maar net so klein bietjie dier. Hy wil amper sê Armand met sy triks, maar hy is hier met Riks en sy triks. Armand, so lekker om jou hier by ons te hê vanmôre. Lekker my ouma, lekker om jou ook 'n slagie te sien en baie dankie vir die voorreg. Dis 'n regtig groot voorreg om slagie te wees. Ek dink nou 'n ander ding. Laas toe ek op die TV was baie lank terug, is 35 kg vir my terug gewees. So die mense is regtig ek. Maar ek is bly jy is hier so in jou volle glorie, my vriend. En nog altyd ou wat daarvan hou om musiek te skryf oor regte mense, regte ervarings en dinge. So wie is Riks en waar kom hy aan sy triks? Ek sê altyd ek is nie so 'n goeie skrywer laat ek as hier nou vol oorkom, dan kan ek 'n baie goeie liedjie oor dit skryf. So daar moet stories goed by gebeur. So ja, ou Riksman is 'n regte mens. Hy kom van Vryburg in die Noordwes af. En ek en nou Riks groot pelle. Hy's 'n beesagent en hy kry my so om by sy fees, amper sê ek feeste, om by sy veilings te sing. Ja. So ja, en dit is maar waar ons ontmoet het en toe het ons nou maar vriende geraak en 'n paar van toe sien ek wat eintlik sy triks is. Jy sien. Ja, soos wat julle mekaar nou beter leer ken het. Natuurlik, so ja. Versie nommer 2, versie nommer 3. Ja, en dit is nou net so. Maar ek meen net jy kom al van Springbok se wêreld af. Lekker mense en jou liedjies is nog Johanna van Saldanha, ek weet oom Boetie sê dis 'n Meermin, nou Riks met sy triks.
jy's 'n mens wat inspirasie kry uit ander mense. Nee, verseker. Ek soos ek nou net gesê het, daar moet iets met my gebeur. Daar moet 'n storie wees, anders sukkel ek om 'n liedjie te skryf. Hierdie liedjie beskryf ook as 'n huldeblyk aan daai lekker ou. Ja, maar kyk, as in elke vriendekring is daar mos 'n ou met 'n hart van goud, maar wat hoe sal ek dit nou stel? Wat maar 'n boks vir sports is, kom ons sê so. So jy beskryf 'n lekker mens. So neem ek aan jy's ook 'n lekker mens. Ek weet nie, ek probeer my bes. Jy's 'n baie lekker mens. Ek weet ons het 'n storie wat daar uit Priska se wêreld uitkom. Ja, ek is so 'n lekker mens dat ek 2 kudos vir jou die berg uitgesleep het. Baie dankie. Maar nog dalk is daar 'n liedjie vir jou, né? Piet en sy kudos. Ja, ek dink daar's dalk ietsie daarin. Dalk moet ons weer gaan kyk net om die gees te verfris. Ek dink so Wimpie, jy en die ouens daar aan daai kant. Ja, Wimpie en Norris ys. Ja, ons sal vir julle sing ook hierdie rond. Jy sê ook altyd musiek moet geniet word. Hoeveel pret was daar vir jou byvoorbeeld nou met Rixens? Nee, ek probeer om dit moet nie voel soos 'n werkie man. So jy kan nou die ouens wat nou Marcel hulle wat my musiekvideo geskiet het, hulle weet as 'n musiekvideo vir my, was ons 'n musiekvideo skiet vir my, dan sal daar maar 'n ou koelboksie wees vroegoggend al. Ja. En dan sal maar ietsie nuttig en dan sal ander mense se musiek ook speel behalwe jou eie. Dit moet ook mos maar nie werk. Nee, jy moet dit vir jouself lekker maak, nie? Daar's genoeg tyd om te werk. Net die naam sê vir my ook al klaar, ou Mossel, dis ook weer 'n man met 'n storie. Ja. Dis 'n man met 'n storie. Wat is vir jou die belangrikste as jy nou op 'n verhooghok is? Ek meen, musiek moet geniet word. Hoe laat jy jou gehoor geniet? Jy moet dit nog eers geniet. As die mense kan sien jy like wat jy doen, dan is dit makliker om hulle oortuig dat dit eintlik vir hulle ook lekker is. So ja, nee, ek probeer maar in die amper sê ek die eerlikheid gebruik van daaglikse goedjies en ek try die mense dan nou maar net dat lekker kry. Nou ons het nie vir Johanna van Saldanha in die musiekvideo gesien nie. Oom Boetie wat sê dis 'n meermin. Hy was in die musiekvideo. Het ons vir Rix speel homself. Nee? Ja, hy speel homself inderdaad. En dis ook lekker. Ek meen dis baie meer persoonlik en hopelik sal al Rix se volgelinge en sy ja, nee, daar word gepraat in Vryburg nie, daar word gepraat oor die besigheid. Ja. Hoor jy die feit dat jy in Springbok bly? Maak dit nie bietjie moeilik met die optredes en die dinge? Nee, ek sit 'n worstel baie daarmee om weg te trek, maar kyk 'n naweek is as jy vir 'n naweek shows doen, dan raak dit ek wil amper sê 'n bietjie baie. Die mense, dit is lekker om na die stilte toe dan weer te gaan, dan na my niks toe. Ek noem dit my niks. So dit is verseker moeilik. In Springbok is ek sê altyd Springbok is baie sentraal want hy's ongeag Noordwes, Oos, Suid, hy's 1000 km vir alle plekke af. So ja, nee, ek geniet maar om daar te bly. Dis ek het bly my lewe lank, ek is daar gebore, so alles is bekend. Dit is vir my lekker om as ek nou hier uit hierdie bosse wêrelde van julle afkom met die klomp motors en die klomp robots, waar ek aan die verkeerde kant van die straat albei. Is dit vir my lekker om na my eie bekende niks toe te gaan. Ja. Armand, en is dit voltyds net die musiek of het jy 'n boerderytjie wat nee, so kant daar? Ek wens ek kon geboer het, maar ja, ons besigheid in die Boesplaat is maar droog, is maar kwai droog. So die manne sukkel, maar ek is nou dis nou hierdie jaar my 16de jaar voltyds in die musiekbedryf. Dis fantasties man. Ja, jy kan mos sien ek lyk 65. Jy tree glad nie terug, maar jy lyk eintlik goed vir 28. Dankie. Waar mense jou kan volg of net so 'n bietjie kyk na die shows en dinge? My goed is alles maar deesdae is Facebook, TikTok. Ek is op daai ding ook in Instagram, maar daar verstaan ek nog nie lekker nie, maar Facebook, TikTok, al daai goed, ek is op al daai plekke, sosiale media ja. My vriend, solank jy net daar agter daai gitaar staan en agter 'n mikrofoon, dan is ons tevrede. Dankie vir die inloer en sterkte op die pad. Baie dankie vir die voorreg om hier te wees. Dis alwaar vir ons tyd het wat vandag aanbetref. Woensdag is ons terug en ons sien vir julle dan almal môre. Maak mooi, wees die verskil en onthou jy mag nooit ophou droom nie. Vir my en die res van die span, ons weet sommer jy gaan 'n lekker dag hê. Bye bye. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full live-in services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home.